om te getuig, en was toe vir al haar toetse gewees, en al haar goede, en alles is skoon. Loof die Here, wow. Alles is skoon, en alles is normaal, so ek kry weer moeilikheid van die begin, nee, ek grap net. God is so goed, en hy is so groot. Baie mense vra, hoekom het sy die toetse gedoen, ek het daar ook gevra, en toe sê sy, dis net om 1 of 2 goed vir haarself uit te sorteer. Die hele ding is, sodra jy 'n naam kry, iemand 'n naam noem oor jou situasie, dan is daar 'n naam wat hom tromp. Dis die naam van Jesus. En as ek nie 'n naam het nie, dan weet ek nie, wat is dit wat ek moet aanspreek nie. So baie keer is dit net 'n aanspreek, en ek sê weer, ons eer die Here vir dokters. Ek herhaal Andrew Womack, hy sê altyd, was dit nie vir dokters nie, was meeste Christene al dood. Dokters is daar, en hulle het 'n doel, en hulle help, net soos wat enige ander professie mense help. En dan kom die groot geneesheer, en dan doen hy 'n werk wat onmoontlik is, en net hy die eer kan kry. En daarvoor sê ons vir die Here so baie, baie dankie. Wil jy nou iets sê? Goed? Hoe kan ek stil sit en toelaat dat my man my getuienis gee? Die Here is goed en die Here is groot. En ek wil net vanmôre sê dat die Here kom baie keer in ons lewe en in ons verhouding, en hy gee vir jou 'n woord. En Dawietjie het verlede week daaroor bedien, dat al wat die vyand wil doen is, hy wil die woord wat God vir jou gegee het, as hy dit by jou kan steel en jou besig hou, dis al waar hy jou wil hê. En ek en jy moet in ons verhouding op 'n plek kom en bly in verhouding met die Here, waar omstandighede, en ons raak almal meegevoer in ons omstandighede elke dag, en die golwe en die goed wat ons insluk, en ons vergeet baie keer dit wat die Here vir ons kom doen het, en wat die Here vir ons kom gee het. Maar ons kan nie, ek het verlede week vir die wat nie was nie, wat nie gebeur het nie, dit gaan net kort en lank oor dat 15 jaar terug was ek gediagnoseer met kanker, en die dokter het gesê, I'm not gonna make it, en God het gesê, ek kom vir jou deur, en die Here het regtig vir my kom woord gee, Psalm 23, waar hy sê, al gaan jy deur 'n dal van doodskaduwee, hierdie is 'n skaduwee van jou lewe, dis nie die waarheid van jou lewe nie, jy sal in die huis van die Here, hierdie is nie sy huis nie, ek en jy is sy huis, bly tot in lengte van dae. En terwyl ek gegaan het vir my scans, ek sê vir hulle in 'n lied, kom daar by my huis, en sy maak het draai, sy sê nee, stuur net so van haar uit hek toe, ek gee vir jou 'n blommetjie. En die Here is so getrou, en die Here kom maak net vas aan my hart. En hy sê vir my, as ek vir jou 'n woord gegee het, dan staan of val jou lewe by die woord wat ek gegee het. Maak nie saak hoeveel foute ek en jy maak, of hoeveel keer ons dalk wegdraai, God bly by wat hy sê, en hy staan op wat hy vir jou gesê het. Maar Nelita kom en sy kom met die Here bevestig net weer vir my, met 'n bos sonneblomme. En toe ek die sonneblomme by Vanna toe, hy vir my sê, Nelita, gee vir jou die blomme, toe sê die Heilige Gees, het ek nie vir jou gesê, ek is die son van geregtigheid oor jou lewe nie. En die Here praat met my oor die sonneblomme, en hy sê, op daai stadium in my lewe, toe my sussie kom by die hospitaal in, met 'n bos sonneblomme, en sy sê vir my, ek is nie 'n sonneblom ou nie, maar die Here praat nogal met my deur baie goed. En toe sy van die sonneblomme gee, toe sê die Here vir my, Ann, ek is die son van geregtigheid oor jou lewe. As jy gefokus bly op ek, Jesus, wat jou geregtigheid is, dan sal dit altyd met jou goed gaan. Dit wat ek vir jou kom doen het, sal in jou lewe manifesteer. En ek het op dit gestaan, en op Psalm 23 gestaan, en 15 jaar lank was ek kankervry. En in kort, nou 'n rukkie terug, begin ek verskriklik lae rugpyn kry. En ek voel net in my hart, ek wil dit vanmôre met iemand wat nodig het om dit te hoor. Yes, en ek stoei met hierdie lae rugpyn, en ewe skielik begin die vyand, weet jy maar, het maak die vyand, en dan kom hy sê vir my, hoekom is jou rug seer, hoekom dit, hoekom dat, en dan dink ek, ag, het dalk bietjie suur in my lyf, en drink bietjie suurlemoenwater, en jy doen die regte ding. Lang storie kort, en ewe skielik is ek net benoud, en ek sê vir Vanna, dat ek net vir my toetse gaan, en dit agter die rug kry, want vir 5 jaar wat ek hier is, het ek nog nooit vir gegaan vir my follow-up check-ups nie, en ek kom by die onkoloog, en as jy hom sien, jy kan nie dink is 'n dokter nie, dit lyk soos iemand wat 'n fish and chips winkel het, iewers hier in Malmesbury, en die Here sê net vir my, don't judge a book by its cover, en ek sit by 'n baie aangename onkoloog, en hy sê vir my, gaan deur my toetse, en hy sê vir my, het jy opgevolg op jou toetse? Ek sê nee, ek was vir 5 jaar nog nooit weer vir toetse nie,
En ek getuig ook soms 'n bietjie oor hoe goed die Here vir my is. En hy kyk so, hy sê, maar daar's 'n kol op jou rug. En daar moes follow-up gewees het op dit. En ek kan nie vir julle sê die beklemming om my hart. En hy sê vir my, sukkel jy met rugpyn. En ewe skielik is dit asof my vlees en my gees in totale botsing met mekaar is, want realiteit, die feite, staan nou pen-oorent teenoor die waarheid van wat God sê ek is. En ek stoei met hierdie ding. Ek sê vir hom, ja, ek sê vir hom, dok, moenie vir my sê, na 5 jaar, nou kom ek met die woord, en ek begin veg. En ek sê vir hom, 5 jaar lang kanker, dan moes ek nou al gegroet het. Jy kan nie 5 jaar beenkanker hê en nog lewe nie. Maar nog steeds, bly die vyand die hele tyd dat hy in my ingooi van, hoe weet jy, wat is die feite, wat is die waarheid? Want die realiteit is, soveel mense om ons veg, en hulle maak dit nie, en ons het vra, ja, ons almal vra, en ons sê, Here, hoekom, waarom? Maar kort en lank, en gaan vir al my toetse, my sussie kom by my, en ek vra vir bid net saam met my vir die vrees, wat ek hier mee sukkel in my lyf, en sy sê vir my, hoe durf jy die Here question op die woord wat hy jou gegee het? God verander nooit sy mind of sy gedagte nie. As hy vir jou 'n ding kom sê het en het jou kom vrymaak en jou gesond gemaak, dan staan jy mos nou in daai genesing en dadelik het ek vrede. En so kom ek by die dokter met al my toetse en hy sê vir my, al jou toetse is skoon. En ek wil net vanmôre vir jou sê as jy hier sit, maak nie saak, jou situasie is dalk nie kanker nie. Jou situasie is dalk jou huwelik. Jou situasie is dalk kinders. Jou situasie is dalk jou finansies. Dieselfde prys is betaal vir enige situasie in jou lewe. En ek wil vanmôre vir jou sê, vra jy die Here, kom net in verhouding by die Here uit by sy voete en vra vir die Here woord vir jou situasie. En staan op daai woord en vertrou God om vir jou deurbraak te gee. God gaan dieselfde wat hy, dis klaar, die prys is klaar betaal, dis klaar afgehandel, die kruis is afgehandel, die oorwinning is joune, maar jy sien, ek en jy moet 'n keuse maak, al wat ek en jy het om te gee is ons vlees. Jesus het met alles kom deel, met alles, maar jou vlees is wat jou weerhou van die volheid, van wat Christus in jou lewe moet wees. Kies vanmôre en sê, Here, ek lê my vlees neer, verhouding, gehoorsaamheid en ek is bereid om te buig, en kom sien hoe die Here jou situasie vir jou wil verander. God sê, hy wil. Kom en laat ons die saak uitmaak en kom lewe in die oorwinning en die oorvloed wat Jesus vir jou kom behaal het. Jy hoef nie ekskuus te sê nie. 15 jaar terug, sonneblomme. Die Here sê vir haar, ek is jou geregtigheid. En in die week nadat sy Vrydag kom Nelly daar met blomme aan. En dit is weer sonneblomme, 15 jaar later. Om net te herinner, ek is jou geregtigheid. Vanmôre wil ek begin met 'n reeks oor wie is ek. En dan volgende week gaan ons oorslaan Engels toe, Here. Ja, en ek sal altyd, die prediking is Engels, maar net vir die opneem van die video en al daai goede, maar ons is almal nog steeds Afrikaans. So, ek wil vanmôre net so vinnig 'n paar goed deel en deel wat ek ervaar, die Heilige Gees op my hart lê, en dan sal ons volgende week lekker wegtrek met die ding. Maar net so vinnig, die tema vir hierdie jaar is Knowing God, om God te ken. Dis die tema wat die Here op ons hart gelê het vir hierdie jaar, Filippense 3:10 Amplified Classic, for my determined purpose, Paulus skryf hier, is that I may know him. En dan sê hy, so that I may progressively become more deeply and intimately acquainted with him, perceiving and recognizing and understanding the wonders of his person more strongly and more clearly. Dit gaan oor, wat doen ek en jy om hom meer en dieper te leer ken. Ja, die volheid van wie hy is in ons, maar ons moet ontdek wie is hy binne in ons. En het ek gesê, ons moet elkeen dit ons persoonlike motto maak vir die jaar. Kom ons doen dit en soek hom soos nog nooit van tevore nie. Ander gaan ons aan die einde van die jaar kom en ons gaan sê, weet jy, ja, dit was oulik en whatever. So dit hang van elkeen van ons af. Maar ek wil vanmôre begin met wie is ek, en dan die hooftema wat saam hardloop is geregtigheid, of geregtigheid tot God. En Anne het dit vanmôre genoem, Tony het die songs gekies, nog voor ek die tema vasgemaak het, die songs wat gekies is wie is ek, I am who you say I am, and through it all my eyes are on you. Dis net, die Here weet die heel beste en retief aan die begin wat ons gesing het, as ons in hom glo, hy sal ons nooit beskaam nie. So, en ek weet hierdie gaan 'n wonderlike reis wees,
om te ontdek, en ons het al baie gepraat oor identiteit maar as ek na my eie lewe kyk en ek gesels met mense en ek kyk rondom my, dan sien ek ons besef nie wie ons in die Here is nie, en ons laat omstandighede ons lei, en jy sien groot kinders van die Here, of wat jy gedink het, vanuit jou perspektief, is groot kinders van die Here, wat struikel en val oor die kleinste klomp nonsens en dinge, en dan dink jy by jouself, Here nou, hoe dan nou? Dis omdat ons nie regtig weet nie, ons weet, maar ons weet nie, wie sê God, is ek en jy, en as hy ons maker is hy nie die beste een om dit by uit te vind nie. Ons wil na ander mense toe gaan, om te hoor, wie sê die Here is ek, en ons doen kursusse en goed, en het is wonderlik, ons bied self kursusse aan en alles om jou te help, om te ontdek wie hy sê jy is, maar eintlik al wat belangrik is vir jou om die stem van God te hoor, en stil te raak voor hom, en toe te laat dat hy vir jou sê, wie hy sê jy is. Die moeilike ding van dit is, ons wil nie glo, as ons stil raak by hom, en ons hoor wat hy vir ons sê, wil ons dit nie glo nie, want ons ken onsself. Ek weet mos hoe droog maak van Harmse. Ek weet mos waar is my tekorte. Ek weet mos hoe sukkel ek met dit, en jy kan nou 'n klomp goed noem, want niemand ken jou soos jy nie. En dan kom jy raak stil voor jou maker, en jy vra vir hom, wie sê u is ek? En dan sê hy vir jou, jy is my oogappel, die kroon van my skepping, en dan sê jy by jouself, nee, die ou langs my dalk, nie ek nie. So dis moeilik, maar die keuse bly joune en myne, of ons môre hierdie uitnodiging gaan ervaar, hierdie uitnodiging op hierdie pad van ontdek wie ek sê jy is. Jy sien, ek ervaar dat ons uitgenooi word om op te tree volgens ons goddelike identiteit, en nie om op te tree vanuit wie mense sê ons is, omstandighede sê ons is, my pa, my ma sê ek is, die samelewing sê ek is, wie ever is, die juffrou vir my gesê het, of daai tag wat om jou nek gehang is, van jy is dit, or you will mount to nothing, of wat ook al, dis nie die waarheid nie. Sien, ons laat toe, ongelukkig, en ons is mense, ons laat toe dat ons verlede, ons familie, omstandighede, dinge wat gebeur, ons identiteit bepaal, en dan tree ek dien ooreenkomstig op. So dis my identiteit, ek is die swart skaap van my familie, ek kan nooit reg doen nie, so as iets fout gaan, wat gebeur? Ag, is normaal vir jou om iets fout te maak en droog te maak. Hoekom? Jy's mos die swart skaap van die familie, onthou jy? O ja, ek was nie die slimste nie. Ek is nie die slimste in my familie nie. Baie interessant dat Andrew Wommack sy hele lewe lank, totdat sy ma pa sterfbed geleef het, onder die idee dat hy nie die braaitste koekie is nie. Skerpste potlood in die pakkie is nie. Net omdat sy ma vir hom op 'n stadium gesê het, sy IQ is laer as ek weet nie wat nie, en hy vat dit. En op haar sterfbed sê hy vir haar, daar's een ding wat hom pla, en dat sy vir hom gesê het dat hy redelik stupid is. En sy sê, waar kom jy daan? En hy sê, onthou maar daai en daai tyd. Sy sê, dit was 'n grap. Jy het 'n fantastiese IQ. En jy latch daaraan en jy vat dit, en nou is jy hierdie dom ou wat nie kan nie, of hierdie ou wat altyd sukkel. Of jy van 'n Merwe sukkel altyd. Nee, jy hoef nie te sukkel nie. Vernaam as jy naam Tony is, jy hoef nie te sukkel. En die van Stadens doen altyd dit, en hier wurg Jannie en Sannie, en moeg geploeg, en jy ry by die plase se name, en jy sien hierdie ouens struggle. Hoekom? Want ons het 'n identiteit gaan optel iewers, wat dalk die waarheid ook was. Dis die realiteit dalk daarvan. Dis die waarheid, en ek het dit myne gemaak, en nou bepaal hierdie waarheid my lewe, en nou lewe ek hierdie staan in opval lewe, dans ek bo, dans ek onder. Weet jy wat, ons identiteit kom net van een plek af. Ons identiteit kom van God af. Van niemand anders nie. Net van God af. En ek wil vir jou vra vanmôre, as jy moeg om die leuen te glo, as jy moeg om op te val en te staan en te sukkel, en ek wil vir jou sê, dat ek vanmôre 'n oop uitnodiging vir jou, dat ons Abba Vader se wie is ons oor ons lewe, hoor, glo, vat en daarvolgens begin 'n lewe. Want ek en jy het 'n boodskap om daar buite te gaan vertel. En nie een van veroordeling nie, maar een van lewe
En ons hoofteks, en ons gaan hom gebruik, en ek het hom uit 3 vertalings uit, 2 Korintiërs 5:21, Afrikaanse ou vertaling sê, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Hy het nie ons sonde net op hom gevat nie, hy het sonde vir ons geword. Dis 'n baie groot verskil om net te sê hy het net ons sonde op ons, nee, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak. Hy het letterlik sonde vir jou en my geword. Hoekom? Sodat ons kan word geregtigheid in hom. Ek verdien dit nie, ek werk nie daarvoor nie, ek is dit. Kyk hoe sê die Amplified Classic dit, hy sê, for our sake he made Christ virtually to be sin, who knew no sin, so that in and through him we might become endued with, viewed as being in and examples of the righteousness of God. Ek en jy is voorbeelde of the righteousness of God, what we ought to be, approved and acceptable and in right relationship with him. How? By his goodness. Ons glo dit nie. En dan sê die Passion Translation, sê die volgende, hy sê, for God made the only one who did not know sin to become sin for us, so that we who did not know righteousness might become the righteousness of God through our union with him. Dis vir my so hartseer dat ons eerder glo ons is sondaars oor wat Adam gedoen het, maar ons glo nie ons is geregtigheid oor wat Jesus gedoen het nie. En ek meen, ek wil eerder die Here glo, maar nee, ons is mense en ons sondig en wat beteken geregtigheid? Ek het dit gou 'n bietjie vir jou gaan uitsit daar en ek gee my nie uit as 'n Griekse student nie, ek kan nie die ouens se Bybelname lekker uitspreek nie. Imagine, wat doen ek met Grieks? Maar geregtigheid is G1343 in die Strongs en dan is dit saam woord en hulle sê hy word uitgespreek dikaios unei. Die uitspraak onder sê vir jou. So as ek hom bo kyk, dan lyk dit soos dikaios unei, maar nee, dis dikaios unei word hy uitgespreek. Nou dit klink nou verskriklik en ek klink baie oulik en ek gaan ook nou tee drink saam sekere groepe mense en elke ding. Maar al wat dit ek jou wil sê is net dat jy kan sien, jy kan die woord gaan naslaan, dis die woordjie vir geregtigheid. Wat beteken hierdie woord? Ek wil 3 betekenisse gee. Die eerste een, om reg te wees met. Met ander woorde, om gelykwaardige stand te hê. Het is so belangrik dat jy uitvind wat beteken die woordjie geregtigheid. Geregtigheid beteken om reg te wees met, om gelykwaardige stand te hê. To be right with, to have equal standing. To have equal standing. Tweede betekenis, om niks verskuldig te wees nie. Totaal onskuldig. To owe nothing. To be innocent. Dis wat die woordjie geregtigheid beteken. En dan die laaste ene, en ek geniet dit verskriklik, om aan die verwagte standaard te voldoen. To meet the expected standard. En dis tog so hartseer dat ons hele lewe ly, want ons kan nie aan die standaard voldoen nie. Ek kan dit nie maak nie, ek kan nie daarby uitkom nie, ek is nie goed genoeg nie, reg deur die Bybel is dit verhaal op verhaal op verhaal op verhaal op ouens wat nie goed genoeg is nie, en die Here net kom en sê, dit gaan nie oor jou nie, dit gaan oor my. Al wat ek soek is iemand wat beskikbaar is, want is my geregtigheid in en deur jou. Met ander woorde, maak nie saak wat onsself, mense, die samelewing, omstandighede, situasies, maak nie saak wat dit oor ons sê, of hoe ons daaroor voel nie. Ons is reg met God, ons is onskuldig voor hom, en ons voldoen aan die verwagte standaard. Die oomblik as hy die Here van my lewe is. Wow! En ek wil eerder volgens dit lewe, as hierdie moege ploeg lewe van Here, kan ek dit net maak. En ons word gelei deur ons gevoel, want ek weet nie van jou nie, maar eendag voel jy pretty awesome as jy opstaan. En die volgende dag het jy te veel suiker die aand voor die tyd ingeneem, en jy staan op en jy voel glad nie awesome nie. En onmiddellik, omdat ek so voel, is my optrede vanuit my gevoel.
Ek voel 'n mislukking, ek voel dit, en nou lewe ek daai dag, Here, wil U my maar nie net kom haal nie. Totdat hy nou deurklop, dan change your tune. Nee, Here, nie nou nie. En ons gaan volgende week lekker afskop en na 'n klomp dinge kyk oor identiteit en waar die fout ingekom, maar vanmôre wil ek gehoorsaam wees aan die stem van die Here en ek gaan jou nie baie lank besig hou nie, maar ek wil vanmôre 'n fisiese oefening met jou doen. En jy hoef nie te worry nie, ek gaan jou nie uitroep nie, ek gaan niks van daai goed te doen nie, maar ons gaan vanmôre 'n fisiese oefening doen. Jy gaan vanmôre in hierdie plek, en elkeen wat na die video kyk, en elkeen wat na die podcast luister, gaan vanmôre, gaan ons voor ons Maker stil word, en toelaat om te hoor, wat sê hy van ons. En ek gaan jou 'n bietjie coach, want onmiddellik dink jy, van hoe hoor mens die Here? Baie maklik, jy raak God bewus. Ons noem dit speeltjie op, speeltjie af. Speeltjie op, kyk jy na jou omstandighede en na mense, speeltjie af, keer in jou binneste, en jy raak bewus van wie hy is, en jy raak net stil, en jy sê, Abba Vader, praat met my, en dit wat in jou gedagte opkom, is die Here. Vanaf is dit so maklik, yes. Ons het dit kom overcomplicate, met 'n stem en 'n môre links, of jy moet eers hoendervleis kry en dan praat hy, en in die meantime praat hy met ons elke dag, die hele tyd, primêr deur sy woord. Wil jy weet wat sê die Here? Maak die Bybel oop. Dis die Here. Wow. Maar persoonlik is dit hierdie ding. Jamie Winship, is 'n ou wat ek ontdek het, en man, fenomenaal. Hy noem dit die volgende: truth tell, mind change and form change. So dis wat ons gaan doen in ons oefening vanmôre. Truth tell, mind change, form change. As ons nou gaan kyk na Christen terme, dan lyk dit so: confession, repentance and transformation. Of bely, bekeer en transformeer. Dis die Christian woorde. Weet jy wat geniet ek van hom? Hy sê sy by mense kom. Hy was 'n polisieoffisier gewees, wat, ek dink hy was 'n 5-jarige polisiebeampte, en toe word hy opgeneem in die CIA om 'n klomp goeders te gaan doen, en hoe hy sy Christendom in sy polisieman wees ingevat het, en hoe hy situasies totaal opgelos het, sodat die hoof van die polisie hom laat weet en sê, kan jy ons kom oplei, of kan jy opleiding kom gee, om te doen wat jy doen, hoe doen jy wat jy doen, en dan sê hy vir hulle, ek hoor die Here, en dan dink hulle net, maak peanut, njau, is oor hulle koppe. En dan gaan hy in situasies in, en dan begin hy te getuig van situasies waar hy ingaan, waar hy sê, in een situasie kom hy by 'n plek, toe kom die Roomse katholieke priester by die deur uitgehardloop. En hy skree net vir hom, I'm so glad you here, en dan gaan hy. Nou as die priester uit die huis uit hardloop, dan moet jy weet, daar's moeilikheid. En hoe hierdie roekie kop, wat hy besig om te train, saam met hom instap, en vir hom sê, wat nou? Hy sê vir hom, you just relax, just stand back, and watch me. En hy sê vir hom, why? Hy sê, because the kingdom is here. Yes, the kingdom is here. En dat hy instap, en hier staan die pa, en hy vra vir die pa, wat is fout? Hy sê nie, sy dogter, hy dink sy is duiwelbesete of iets, en toe maak het sin, hoekom hierdie om sy katholieke priester raait is. Sy het allerhande goede begin doen, en toe bel hy maar die kerk, en toe kom die kerk, en obviously die ou in sy holy water, en sy paar goedjies, kon nie die pyp rook nie. Terwyl hy praat, kom sy dogter, pragtige jong dame, met so 'n wit nightgown, in die gang afgestap, tot by hom, en sy slaan haar pa, one shot, knockout, poep, en daar lê sy. En die ander klein polisiemankie is nou op te kole wat gebeur, en hulle het 'n sekere protokol wat hulle moet volg, en hy vat hom onmiddellik toe vat. Hy sê toe hy vat, toe weet hy gaan nou te doen kry met baie sterk, want hy ken demoniese aktiwiteite en hy sê maar hy het toe op die grond, en terwyl hy haar vat, sê hy die hele tyd vir haar, don't worry, jy's alright, the kingdom is here, we'll help you.
the kingdom is here. En hoe sy kalm raak, en hoe hy haar moet boei, want dis die protokol, en hoe hy haar in die kar inlaai, en terwyl hulle ry, hoe haar stem verander, en sy vir hom sê, what do you have in your pocket? En in sy sak het hy 'n Nuwe Testament. En hy sê vir haar, you know what I have. En sy sê, ja, the book of lies, the book of lies. En hoe hy in sy alledaagse polisiegoeders, en hoe een ouetjie, wat hy nou trein by hom kom en sê, listen, I just want to say, I'm a Christian, en hy sê vir hom, I don't care. Want dit is soos, ek behoort net aan 'n ander gang. Jy behoort aan dit, jy behoort dit, ek behoort aan die Christians, hy sê, dit beteken niks nie, it's about kingdom and the glory of the Lord, it's about, en hy sê hierdie goede, en hy, wow, en hoe ons samelewing opgemes is deur Christianity en teachings en allerlei goede, en ek en jy lewe hierdie lewe, en buite is 'n wêreld wat verlore gaan, en wat met hierdie goeders hoor, en imagine net, enige situasie waarin ek en jy stap, sê net, Abba Vader, ek is hier, en die koninkryk is hier, want dis u koninkryk, en dankie dat ek nou sê en doen, net wat u vir my sê en doen, en hy reageer net volgens dit, en hy tree op, en 'n ding gebeur, wow, en dis wat dit is. So die eerste ding, confession of bely, is to tell the truth. Met ander woorde, wat ons gaan doen is jy gaan net die waarheid praat. Hoekom? Want waarheid maak jou vry. So jy begin op enige vlak, en jy sê net vir die Here, ek is midde 'n situasie wat ek absoluut bang is, ek vrees my toekoms, ek vrees die uitkoms, whatever dit is, want vrees is een van die grootste dinge in almal van ons se lewe, maak nie saak hoe jy daarna kyk nie, jy het vrees vir, al is dit vir mislukking, vir jou kinders se toekoms, vir jou toekoms, maak nie saak wat nie. So, first of all, confession, to tell the truth, sê vir hom, en soos wat ek die waarheid praat, wat gebeur dan? Dit veroorsaak 'n mind change, wat hy gesê het, truth tell, mind change. Hoekom? Want dan kom repentance in. Eers is dit confession. Here, ek sukkel met hierdie ding. Hierdie is vir my 'n issue. En dan kom repentance. En wat is repentance? Repentance is nie om net nog meer jammer te sê nie. Repentance is om toe te laat om te hoor wat God vir jou sê. So confession is, Here, ekskuus, ek sukkel met dit. Repentance is, maar nou gaan I'm going to change my mind, want dis wat die woord repentance beteken. I'm going to change my mind according to what you say. So ek het nou vir u gesê, vrees is my issue. Ek gaan nou toelaat dat u vir my sê, wat dink u oor die vrees in my lewe? En dan laat jy toe dat hy vir jou sê. Met ander woorde, confession praat jy met God. Repentance laat jy toe dat God met jou praat en vir jou sê wie en wat jy is en hoe hy jou sien. En dan stem jy daarmee saam en wat gebeur dan? Dan skop transformation in. Dan begin my lewe te transformeer dienooreenkomstig. Here, ek sukkel met dit. Goed, jy het nou vir my gesê jy sukkel met dit. Sal jy toelaat dat ek vir jou sê, wat het ek kom doen aangaande dit? Ek het jou nie 'n gees van vrees gegee nie, maar van liefde, van krag en selfbeheersing. Sal jy dit glo? Ja, Here, ek glo dit. Wat gebeur nou? Nou begin ek op te tree, nie vanuit vrees nie, maar vanuit die feit dat, Here, so ek het nie 'n gees van vrees nie. Daai is nie die waarheid van my lewe nie. Die waarheid van my lewe is, ek is in u meer as 'n oorwinnaar. Nou stap ek uit en ek begin op te tree. So nou begin daar transformasie in my lewe te kom. Ons probeer transformeer vanuit confession. En ons almal vertel net vir die Here hoe sleg ek is en hoe berg dit by gaan en ek kan nie daarby kom nie en ek bly net daar. Maar ek laat nie toe dat hy vir my sê, goed, dis hoe jy jou sien, maar kan ek jou sê, hoe sien ek jou? Kan ek vir jou sê, wat sê my woord oor jou? Gaan jy dit begin glo en gaan jy dit begin doen? So, ek wil u vanmôre vra, dat u vir 'n oomblik net sal stil raak, daar waar jy sit. En ek wil vir jou vra of jy dink aan iets waarmee jy battle op die oomblik. Jy weet waarmee jy sukkel. Is dit vrees vir iets? Is dit, Here, my finansies doesn't cut it, ek maak dit nie, die bills word nie betaal nie. Is dit dalk vir jou kinders, as jy ouers is, as jy 'n kind is dit dalk vir jou ouers, is dit mense wat nie die Here dien nie, sukkel jy dalk met die meer, huwelik, wat is dit? Wat is dit? En dan wil ek hê jy moet vir 'n oomblik jou oë toemaak en Jesus
voor jou sien staan. So as jy dit nou sal doen, ek wil jy met 'n prentjie vorm, jy sien die Here is hier by jou, sien hierdie liefdevolle Vader, wat hier voor jou staan, wat hier by jou staan, en hoe hy vir jou 'n stuk papier gee, en 'n pen, en jy vat dit, en nou skryf jy neer op daai stuk papier, wat dit ook al is wat jy wil confess of bely, of truth tel. Here, ek vrees mislukking, ek vrees mense, ek vrees situasies, ek vrees alleen, ek vrees siekte. Sien hoe skryf jy wat jou pla op daai stuk papier wat Jesus vir jou gee, en hy's nog steeds daar, en hy's warm, en hy's liefdevol, en hy het hierdie glimlag, en hy kyk na jou, en nou wil ek jy moet dit vat, en jy vat die papiertjie, en jy vou dit so klein op, jy vou dit so toe, vou dit so toe, en nou gee jy dit vir hom. Hy's reg by jou, jy vat dit en jy gee dit nou vir hom. Jy sit dit in sy hand. En nou dat jy dit vir hom gegee het, kyk wat doen hy daarmee. Hy gooi dit weg, of hy vat 'n vuurhoutjie, steek dit in die brand, of hy gooi dit by die venster uit, of hy begrawe dit, of wat ook al jy sien, elkeen gaan 'n ander prentjie sien hoe vat hy daai ding, en hy vat dit weg. En dit wat jy nou, wat gepla het, wat jy neergeskryf het, wat jy nou vir Jesus gegee het, is nou weg, en op hierdie oomblik, is dit silwer skoon, en is net jy en hy. En terwyl dit rustig is, en net jy en hy, vra hom nou, wat sê hy, oor en vir jou? Wat sê hy vir jou? Ek het jou lief met 'n ewige liefde. Jy is my oogappel. Jy is totaal vergewe. Jy is my geliefde. Jy is totaal aanvaarbaar. You will make it. Wat is dit wat jy hoor wat hy nou vir jou sê? En nie wat na die video kyk en na die podcast luister, wat is dit wat nou in jou hart opkom? Dit word geplaat, het jy neergeskryf, Jesus is by jou, jy het dit vir hom gegee, hy staan vir jou en glimlag, jy vra hom, wat sê hy, en nou sê hy dit, en nou moet ek en jy, dit wat hy nou gesê het oor jou en my, moet ons glo. It's repentance, om toe te laat om te glo, sodat ek my mind kan change. En hierdie ding wat jy nou vir hom gegee het, sal nie weer 'n premie wees nie. Want hy het dit gevat, en het gesien hoe vat hy dit, en hoe gooi hy dit weg, steek in die brand, raak ontslae daarvan. So dis nêrens mee nie. Ek kan dit nie gaan terughaal nie, want dit is weg. Die vyand gaan jou kom herinner daaraan, en dan kan jy met die grootste vrymoedigheid sê, maar dit is nie meer daar nie. So maklik om die leuen te glo, maar so moeilik om te glo wat Jesus van jou en my sê, want dit vat geloof. Vat geloof. Want jy sien, hy sien anders as ons. Hy sien dat ons goed is. Want dis hy wat binne in ons is. Hy sien dat ons goed is, en hy sê vir ons, jy is goed en jy is aanvaarbaar. Kom ek lei jou nou om op te tree vanuit dit wat ek sien en sê, jy is. Nie wie ons dink nie. Nie wie ons is, op die manier hoe ons oor onsself voel nie. Dit mislukking, kan dit nie maak nie, amount to nothing, noem dit net wat jy wil. Wie is ek? Laat toe dat die Here vanmôre vir jou sê wie hy is, net in 'n oomblik voor hom.
Is daar iemand wat vrymoedigheid wil neem om net te kom, dalk net te kom sê wat het jy ervaar, wat hy van jou, vir jou, oor jou sê? As jy vrymoedigheid het, wil ek jy net hier by my kom staan en net so vandag net sê, indien jy sou wou. Ek ervaar net die Here sê dat as jy dit sal toelaat, sal hy die leuen in jou lewe totaal kom ontbloot en dit kom vervang met die waarheid van jou lewe, wie hy is. Jou lewe kan nooit weer dieselfde wees as ek wandel volgens wie hy sê ek is nie. En hierdie is so 'n praktiese tool dat ek jou wil uitnooi om dit op 'n daaglikse basis te doen. Voor om te kom en God bewus te raak. Sê Here, ek sny af van alles om my, fokus is nie op my omstandighede nie. Ek keer net in my binneste, my fokus is op U, ek hoor U stem. Here, U weet ek sukkel met hierdie issue. Dankie Here dat ek toelaat om te hoor wie sê U ek is. Sien hoe vat jy daai papiertjie, sien hoe skryf jy dit, sien hoe gee jy dit vir hom. Dit is so bevrydend om te sien, hy vat dit weg, want as jy dit wil gaan haal, is dit nie meer daar nie, want hy het dit dan nou weggevat. En nou kan jy vir die Vader sê, nee, maar dit is weg. Jesus het dit weggegooi, dis weg. En ek wil jou waarborg dat jy gaan dinge rondom jouself begin ontdek, wat vir jou, it's going to sound too good to be true. Jy gaan sê, van dat kan nie wees nie. Hy kan nie dit van my sê nie. Hy sê dit van jou. Want daar's 'n volmaakte prys betaal, eens en vir altyd. Jy is nie wie jou omstandighede sê jy is nie. Wie is ek? Jy is nie wat jou verlede sê jy is nie. Wie is ek? Jy is wie hy sê jy is. Hoekom sal ons gaan soek na wie hy sê ons is, wie ons is, op ander plekke as by ons maker? As ons enige produk aankoop en ons wil weet hoe dit werk en hoe om dit te werk, dan gaan ons na die manual toe. En tog wil ons, as ons kom by die Here, toelaat dat omstandighede. Nou praat met myself ook, om te kan, want dit is maklik om dit nou te sê, okay, ek gee dit en ek lees dit, maar nou moet ek dit glo en myne maak. Anders is dit 'n oulike en 'n goeie idee, dit laat my dalk goed voel en as ek uitstap, nee, dit word my lewe in elke faset van my lewe. Hoekom? Wie is ek? Ek is die geregtigheid van God. Ek voldoen aan die absolute verwagte standaard. Is dit nie bevrydend om te dink wanneer hy na jou en my kyk, dan sien hy ons en hy sê, vanaf jy voldoen aan my verwagte standaard. Here, maar as ek na my eie lewe kyk, dan dis die probleem. Dis jy en jy en jy en jy. Laat toe dat ek. En dit is die uitnodiging vir môre. En daarby wil ek volstaan. En ek wil jou vra om hierdie oefening te doen. In enige plek, in enige area waar jy sukkel. Raak stil voor hom, raak bewus van hom, en laat toe dat wanneer hy vir jou iets sê, en jy ervaar hierdie gedagte, jy is my beminde, yes, dis sy hart vir jou. Dis sy hart vir jou. Die foto van wie is ek, is aan die een kant duidelik, en die ander kant is so blur met minder van 'n glimlag. En hierdie duidelike ene en wie is ek, is daarna so vergrootglasie, met ander woorde, ons is op 'n ontdekkingsreis, ons soek. En eintlik is ons hierdie ou met hierdie pragtige glimlag, hierdie duidelike beeld, maar ons lewe volgens daai blurred beeld daar in die agtergrond, want ek voel so, en hulle het vir my gesê, ek is dit, ek is nie hierdie ou hier voor nie. En eintlik is ons hierdie ou hier voor, met hierdie glimlag en 'n boodskap om uit te dra na buite. Hoekom? Because he paid the full price. En terwyl ek voorberei het, ek net gevoel, ek moet hierdie oefening vanmôre doen, en ek moet dit by u tuis bring, en dan gaan ons lekker wegtrek met 'n klomp en ander skrifte, en al die, jy ken my, ek hou daarvan om die skrif aan te haal, en al die goeters, maar ek moes net vanmôre dit gedoen het, om vir jou te wys, hoe maklik, en hoe moeilik dit is. So moeilik om te, is maklik om te, okay Here, ek raak stil, ek sien nie, ek papiertjie, gee dit u sê ek is dit is so moeilik om dit te aanvaar.
Maar dit is so lekker om hierdie beeld te hê, dat as ek dit vir hom gegee het, kan ek dit nie weer vat nie, want hy het dit vernietig. Onthou jy, hy het dit uitgegooi of verbrand of daarmee van ontslaag geraak. So ek kan dit nie gaan haal nie, dis weg. En dis die menslike brein wat daai koneksie maak. En dis tools in jou en my hand, om toe te laat dat die Here in ons lewe triomferend is, in die sin van wie hy in en deur ons wil wees. En ek wil hê met dit doen met alle aspekte. Jong, oud, belangrik, nie belangrik, voor God is ons dieselfde. En sy hart is na ons, en hy is ons geregtigheid. En jy kan 'n verskil maak, en hy wil jou gebruik om 'n verskil te maak. Jou glimlag, jou woord van bemoediging, daai handdruk, daai drukkie, dis hoe ons 'n verskil maak. En al wat die vyand doen, sy hou ons besig, en hy hou ons besig met mislukking. Ag, van jy is 'n mislukking. Jy kan tog nie, jy nou regtig gedink dat jou glimlag daai ou se lewe gaan verander. Yes, later hoor jy die getuienis wat terugkom en sê, weet jy, daai dag was ek so down, jy het net vir my gesmile, en dit het vir my gesê, die lewe is die moeite werd. Klein goedjies. Kom ons staan, dan bid ons saam. Abba Vader, dankie dat ons u geregtigheid is. Dankie dat ons onskuldig voor u staan, daar's niks verskuldig nie. Dankie dat ons aan die verwagte standaarde voldoen. Dankie dat daar geen tekorte is in ons lewe as dit kom om voor u te staan en om te voldoen aan dit wat u van ons verwag nie, want Jesus het dit totaal kom accomplish. En nou is hy ons geregtigheid, en omdat hy ons lewe is, die Here van ons lewe, is geregtigheid nou deel van my lewe, net soos wat hy sonde geword het, word ek geregtigheid. Dankie dat ons nie daarvoor hoef te werk nie, maar Here, dat ons dit sal glo en aanvaar en deel maak van ons lewe. Dankie dat u 'n lied sing oor elkeen van ons. Sefanja 3 sê, u sing 'n lied oor ons, u dans en jubel oor ons. Abba Vader, ons is meer as oorwinnaars, want u het 'n volmaakte prys betaal, eens en vir altyd. En dankie dat ons onwrikbaar op u woord sal staan, maak nie saak wat nie. Ons is u geregtigheid, nie uit onsself uit nie, niks wat ons uit onsself uit kan doen nie, maar alles vanuit wie u in en deur ons is, en die volmaakte prys wat u kom betaal het. Dankie dat ons dit vanmôre sal aangryp. Here, ek sien uit na hierdie ontdekkingsreis en hierdie ontdekkingstog, en ek wil bid dat u sal laat lig skyn in elke donker area waar 'n leuen ons lewe regeer. 'n Leuen wat ons kom gryp het en geglo het en begin aantrek het en deel gemaak het, en nou sit ons leefwyse, ons voel so in ons lewe volgens dit, en eintlik sê u iets heeltemal anders. Dankie dat u ons eerste lief gehad het, dankie dat u ons lief het met 'n ewige liefde, en dankie vir die voorreg dat ons hierdie kan deel, sodat ons bevrydend hier uitstap met die wete dat you have paid it all. You have done it all, once and for all. Eens en vir altyd. En ons wil vanmôre jubel en juig voor u. Ons is wie u sê ons is. Heilige Gees, dankie dat u met elkeen van ons se hart deel, elkeen wat luister, elkeen wat kyk, elkeen wat hier staan vanmôre, om dit wat pla voor u te kan bring, maar nie daarby te bly nie, om dan toe te laat, dat ons mind change, dat ons hoor wat sê u oor dit, en dat ons dit sal begin glo en aanvaar, en dat ons daarvolgens sal begin optree. Dis die oorwinnende lewe, wat u vir elkeen van ons weggeber het. Dankie vir getuienisse wat terugkom, oor die goedheid van die Here en gebede wat beantwoord is. Ons loof en prys u, in Jesus naam. Amen.